staan op ons voete en ons maak Here se naam groot. Maak in die huis van die Here. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you our hearts will praise, through you the darkness flees. For you our heart screams, I am free. Yeah. Come on. Let's sing it. I am free to run. Yes, I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. Yes, I am free to live for you. Yes, I am free. I am free. To you the kingdom comes. To you the battle's won. To you I'm not afraid. To you the price is paid. To you there's victory. Yeah, because of you. My heart screams, I am free. Yeah. Sure. I am free to run. Yes, I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. Yes, I am free to live for you. Oh, I am free. Yes, I am free. Come on, do you believe that you are free today? I can't hear you. Say it again. Do you believe that you are free in this place today? There you go. Come on. When we sing this words again, I want you to dance. I want you to shake. If you can't shake, just clap your hands. But I want you to show to God that you are free today. Come, I'm going to sing this words again, and I want you to say, I want you to scream it today. So let's go again. I am free to run. Yes, I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. Yes, I am free to live for you. Oh, I am free. I am free. I am free to run. Come on, church. Yes, I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. Yes, I am free to live for you. Oh, I am free. I am free. I am free. Yes, I am free. I am free. I am free. You are free. Yeah. Amen, amen. We're going to do a new song now. I don't think you guys have heard this one. But I know that you are God. You are my Savior. So let's praise His name. You've been good for all my life. So nothing could ever change my mind. And you never break your promise. You're constant in all you do.
Yours is the way, the truth, the life that I will choose. No, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen, you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, thou won't look to the left or right, and I will keep heaven in my sight. And no, I will not be shaken, and nothing is moving me. I've got a faith that's sure of things I cannot see. No, I know that I know you won't ever let me go. Every low, every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen, you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh, you're faithful all the time. Oh, and I won't stand on words of man, God, I'll stand on yours instead. And all of my hope, all of my faith, all of it's in your name. And the world cannot deny all that you've done in my life. All of my days, all of my praise, all to lift Jesus' name. And the words are words of man, and God, I'll stand on yours instead. All of my hopes, all of my faith, all of it's in your name. And the world cannot deny all that you've done in my life. All of my days, all of my praise, all to lift Jesus' name. And all of my days, and all of my praise, all to lift Jesus' name. No, I know that I know you won't ever let me go. Every low and every high, you are faithful all the time. I know that I know you won't ever let me go. Every low, every high, you are faithful all the time. I've tasted and I've seen, you've been so, so good to me. God, I know that I know you're faithful all the time. Oh, faithful all the time. Oh, faithful all the time. 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 Amen. Halleluja! Kom aan, kom ons gee die Here 'n lekker lofoffer vanoggend. Woo! Is dit nie lekker om die jeugband hier te hê vanoggend nie, hè? Het hulle nie gebless so ver nie? Kom ons gee hulle 'n lekker hand vanoggend. Yes! Hoe sê hulle Engels? What a vibe, né? There's no place like being in the house of God. And it's good to have you all with us. As is our custom, kom ons stap na iemand toe. Verwelkom hulle in die huis van die Here en sê lekker om jou hier te sien. Is goed om jou weer hier te sien. Lekker.
was my tomb till I met you. I was breathing but not alive. All my failures I tried to hide. It was my tomb, yeah, till I met you. You called my name and I ran out of that place, out of the darkness to your glorious day. You called my name and I ran out of that place. Ons sê, ons is so bly elkeen is volgende die saam met ons. Nou dit is Desember, alles is besig om te sluit en die skole het gesluit en ons kan sommer sien 'n klomp mense is alreeds met vakansie en maar gelukkig is julle almal getrou en nog hierso. So hoeveel van julle gaan met vakansie nog? Vinnig steek met die hande. So ons gaan 'n redelike vol kerk hê gedurende Desember. Want julle is die mense wat moet werk en moet bly. Maar ons is bly julle is vanoggend hier saam met ons en dit is goed. Dit is Desember. Hoe sê hulle? It's the most wonderful time of the year. Dis net, is jammer die weer is so 'n bietjie op die koffie, nê. Ons sê, so gepraat van koffie, as jy vanoggend vir die eerste keer hier is saam met ons, dan wil ons net vir jou 'n kaartjie gee. Nee, ek ken jou te goed. Ek ken jou ongelukkig so baie goed. En as jy hierdie kaartjie vir ons invul en jy kuier vir ons vanoggend saam met ons, die weer is perfek vir 'n cappuccino gratis op ons. Amen. So, daar is tog mense wat kuier in Desember. As jy kuier by ons vanoggend, steek gou jou hand vir ons op. Hou hom lekker hoog op dat iemand net vir jou 'n kaartjie kan gee. Daar's twee mense daar. Daar's julle gaan lekker koffie drink vanoggend. Daar agter. Daar's sy hier voor. En as julle wil, kan jy dit invul. Ons wil graag met julle connect. Maar ons is slim. Jy moet hom invul voordat jy jou koffie kan kry. So jy kan nie 'n blank gee nie. So, en is die beste koffie en is die regte dag vir 'n lekker cappuccino. So vul hom maar in. Ons kan net saam met jou bid en saam met jou connect en 2026 jou so 'n bietjie pla. So elke nou en dan. Amen. Daar's sy. Nou, ons het nie baie om af te kondig nie. Julle het ons 'n Kersprogram gesien. Ons het 'n Kersoggenddiens 9:00 die oggend. Ons het 'n oujaarsdiens 6:00 die aand. So moet dit nie misloop nie. Ons gaan ook nagmaal bedien daai aand. En kom ons gaan die nuwe jaar in saam met die kinders van die Here. Baie van ons mense is met verlof en op vakansie, maar die kerk gaan oop wees. Ons het elke Sondag gediens. So come and be with your family. Amen. Nou vanoggend is dit ook ons voorreg. Jy moet hom so 'n bietjie speel daarby asseblief. Om ons laaste nagmaal saam te hou. En wat 'n voorreg is dit om vanoggend die Engelse sê te fellowship met die Here. En ek besef en ek verstaan dat dis nie vir almal altyd 'n maklike jaar gewees. Miskien is jy moeg. Miskien voel jy geestelik moeg. Miskien sit jy vanoggend hier so en jy's leeg. Maar ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees. Nie die tradisionele gedeelte wat ek altyd lees nie. Ek lees vir julle uit Matteus 26 vanaf vers 47 en hoor wat sê dit. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood kom die disippels na Jesus toe en vra: "Waar wil u hê moet ons regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet?" En Jesus het geantwoord: "Gaan in die stad na so en so en sê vir hom: Ons leermeester sê, my tyd is naby. In jou huis wil ek saam met my disippels die maaltyd hou." En ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus kom en hy maak sy begeerte bekend en hy sê ek wil saam met jou 'n maaltyd hou. Ek wil saam met jou aan tafel sit. En dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, dit maak nie saak wat jy deur is nie, dit maak nie saak of jy welkom voel of nie, wat ook al hierdie jaar beleef het, en of jy naby aan Jesus voel of nie. Hy nooi jou vanoggend.
Hy nooi jou. Daar is 'n plek aan sy tafel. Is dit nie wonderlik nie? Het jy al ooit by 'n plek gekom en jy het gevoel, dis maar almal sit en jy sukkel om 'n plek te kry en jy voel nie welkom nie. Jy klik nie reg met iemand nie. Jy voel uit plek uit. Jy voel net alles is nie pleis nie, jy. Maar met Jesus is dit nie so nie. Maak nie saak waar jy was, wat jy gedoen het, hoe ver jy van die Here af voel of nie. Hierdie is simbolies 'n tafel wat hy sê en hy nooi jou, kom. Na 'n moeilike jaar, na wat ook al hierdie jaar beleef het, kom Jesus en hy sê ek nooi jou, kom sit by my. Ons weet almal die disippels wat saam met hom om die tafel gesit het. Hulle was leenaars, hulle het gesukkel, hulle was vegters, hulle was sondaars. Hy het selfs die een genooi wat hom sou verraai. Dit is die genade en liefde van Jesus vanoggend. En hierdie tafel beteken, is nie net iets wat ons doen nie. Dis Jesus wat jou nooi en sê, kom sit by my. Kom sit aan tafel by my, praat met my, ek is hier. Gesels met my, ek hoor. Ek luister. En so vanoggend, terwyl ons gaan aanbid en nagmaal neem, ek wil graag almal uitdaag hier vanoggend. Moenie vandag besluit om nie te neem nie. Sit aan tafel met Jesus en sê, hier is ek het foute, ek het tekortkominge, ek het gesondig, ek is kwaad, ek is bitter, ek verstaan nie. En sit saam met hom. Die Vader het vanoggend saam met jou kan sit. Ek gaan vra vanoggend dat die volgende mense net my sal kom help, François en Ronel, Pieter en Christa, wat vanoggend so op kort kennisgewing vir ons instaan. Julle kan so lank vorentoe kom, baie dankie. Angie en Joe en familie, dankie vir die mooie tafel vanoggend. It lyk stunning. Ja. Almere en Boetie het gehelp. Kim en Marius, kom join ons asseblief. Ek gaan vra, Lindy, wil jy my kom help? Wil jy nie net volgend voordat ons hulle stuur, net vir hulle die broodjies vat en vir hulle elkeen die broodjie aangee nie? Die skrif sê vir ons, Jesus het die brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem en eet, dit is my liggaam. Ons vier vandag die liggaam van Jesus. Daar is geen sonde, geen siekte. Ek en jy gaan nou hoor. Nee, ek en jy gaan dit nou doen. Kom aan. Ek het nog gekyk na daai kelkies, maar dit is te swaar. Kom. Hy het ook die wyn geneem en gesê, drink, dit is my bloed. Julle kan eet. Julle kan drink. Sit saam met hom aan tafel vanoggend. Man en vrou, enkelopenes, jonges, gryses, families, gebroke, stikkend, gelukkig. Joe en Angie, hulle nie vir ons, julle weet wat se blok julle moet doen, hè? Marius en Kim, Pieter, Christa, François, Ronel,
En terwyl ons vanoggend neem, gaan ons lekker die naam van die Here groot maak. Sodra jy geneem het, kan jy opstaan en God aanbid, en ek gaan vra dat die aanbiddingsspan, julle kan so lank begin worship. Here Jesus, ons dankie vanoggend dat U ons nooi. Maak nie saak hoe ver weg ons van U af is nie, wat ons gedoen het, waarmee ons besig is nie, U nooi ons nog steeds. Ons sit vanoggend saam met U. Ons luister. We're going to sing a song now that glorifies our God, because who else is worthy of our praise and our love than the God who sent His only Son to die for our sins? He is worthy and righteous and holy. So this song talks about how worthy He is and that no one else is as worthy as He is. I am an instrument of exaltation, and I was born to lift Your name above all names. You hear the melody of all creation, but there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only You, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only You, Jesus. You are the God of the ages, yet You chose to make my heart Your dwelling place. You healed my brokenness, showed me Your glory. So I have songs of thanks not even angels sing. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only You, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only You, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only You, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only You, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, You shed His blood. You proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Holy, holy, Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the
else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Come on, let's sing it. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There's no one. Father God, we just pray today. We're saying there's no one else worthy, Lord. God, you are above everything in this place, above all else, Lord. Lord, I just pray, just touch our hearts in this place today. Just touch our hearts. Come on, let's sing this words again. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, you shed his blood, you proved to us the Father's love. Jesus Christ, you lifted up. Holy, holy, the Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne above. Holy, holy, righteous one, you shed his blood, you proved to us the Father's love. Jesus Christ, be lifted up. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one,
done fighting you. I'm here at church to give you my all. And I surrender. I lay it down at your feet because I have nothing left. I have nothing left. Down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. Desperate for you, and I surrender, and I surrender, and I want to know you more, and I want to know you more. Drench my soul. Mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, and I know you hear my cries. Speak to me now. Speak to me now, and I surrender, and I surrender, and I want to know you more, and I want to know you more, and I surrender. I surrender, and I want to know you more, and I want to know you like a rushing wind. Jesus, breathe within, and Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way, Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe in. Lord, have your way, Lord, have your way
surrender. And I surrender. And I want to know you more. Yes, I want to know you more. Jesus, we surrender. We surrender, Jesus. Al wat ons volgende kan doen. Yes. Kyk wie is naby aan my. Kyk op na my. Maak jou ore oop. Wees aanvanklik vir dit wat ek vir jou het. Bly by my, sodat jy nie kan terugval, sodat jy nie kan die wêreld en sy dinge aanbid nie. Bly by my, sodat jy dit kan kry wat ek vir jou gestoor het. Dankie, Here. Bly by my, sê die Here. Bly by my, sê die Here. Somstyds al wat ons kan doen is oorgee. En dit is nie hoe ons 'n jaar begin nie, maar hoe ons 'n jaar eindig. Dat elkeen van ons volgende net weer oorgee aan die Here. Sê Here, ek dra te swaar in my laste. Vir 'n jaar probeer ek in beheer wees, maar ek is nie. I surrender. Vat net 'n oomblik daar waar jy is. Wat ook al vir jou vanoggend 'n las is, wat ook al jy dra. Dit waarvoor jy nie antwoorde het nie. Party van ons het hard probeer hierdie hele jaar. Die beste ding wat ons kan doen is oorgee. I surrender. Net al waar jy is. Gee net oor aan hom. Jou pakket, dit wat jy het, dit wat jy is. Daar is niks wat ons vanoggend vir hom kan gee wat vir hom te veel is nie. Daar's geen situasie wat vir hom te donker is nie. Daar's geen situasie wat vir hom hulpeloos is nie. Vir jou mag dit dalk so blyk. Gee oor vanoggend. Net al waar jy staan. Ek gee oor, Jesus. Ek gee oor. I surrender. I surrender. Jy kan jou sitplek inneem vanoggend. Terwyl ons vanoggend so in hierdie aanbiddingsgeleentheid is. Ek wil net vanoggend 'n baie spesiale vriend van ons wat gewoonlik hier is, Oom Koos, wat baie siek is vanoggend. Ek dink hy's by Sunwood Park op die oomblik. Baie swak. Kan ons as 'n gemeente net vanoggend saam met hom bid? Here Jesus, ek weet nie of Oom Koos nou aanlyn kyk nie, maar Here, as 'n gemeente, we surrender him to you.
Ons gee hom vir U. Ons gee oor, daar in sy liggaam, Here, waar geen mens meer beheer het nie, U is in beheer. En ons bid, Here, dat sy liggaam in lyn sal kom met U skepingswerk. Ons bid vanoggend, Here, dat daar waar dit onmoontlik is by mens, Here, vir U is alles moontlik. So Here, ons gee hom vanoggend vir U en ons bid vir volkome herstelling, genesing, veral in hierdie tyd. Here, vanoggend toe ek met hom gesels, toe sê hy, ek het vrede. As ek bly, gaan dit goed met my. As die Here my lewe vat, is dit die beste plek waar ek kan wees. So Here, as sy maatjies en as sy familie, bid ons vir hom vanoggend. Here, is daar enigiemand anders is vanoggend in hierdie gebou wat nodig het, dat U nodig het in hulle liggaam, wil ek bid, Here. Dankie dat daar 'n woord uitgegaan het vanoggend wat sê, al is ons ontrou, bly U getrou. You are faithful up to 1,000 generations. You are faithful. You are faithful. Here, ek wil bid vir elke man en vrou, seun en dogter, Here, wat vanoggend voel, wat ver van U af voel, wat voel dat elke belofte gebreek is en daar nie hoop is nie. Ek bid vanoggend, Here, dankie, dat dis hoekom U God is. Ons gaan U val, ons gaan ontrou wees, maar U bly getrou. Your covenant stands. Your covenant stands forever. En ek bid dat iemand daarom sal vashou vanoggend, Here. Ek bid vir mense wat siek is, ek bid vir mense wat moeg is, ek bid vir mense wat bid vir hulle kinders. Ek bid vir mense wat 'n deurbraak nodig het vanoggend. Ek bid, Here, dat die onmoontlike moontlik sal raak nou in hierdie oomblik. U is 'n genadige God. U kan wat ook al bedoel was om mense te breek, kan U vanoggend gebruik as 'n wonderwerk in enige situasie. And that which the enemy intended to destroy, Lord, you will use for your glory. In Jesus' name. Here, nou wil ek vanoggend vir U sê, vir al hierdie jong mense wat hier voor staan, en hierdie groot man wat 'n pa is. Sy hoed, ek like it. Here, terwyl hulle so aanbid, as 'n gemeente release ons hulle, Here. We release them, Lord, so that they can go and do what you've called them to do. En Here, daarom bid ek vir geleenthede nou. Ek bid in 2026, Here, dat U hulle sal gebruik vir die koninkryk van die Here. We want to hold on to them. Maar Here, toe ek so vanoggend aanbid, toe besef ek, there is something about these young people, there's something about them, Lord. And I want to pray. I speak a prophetic word over their lives, each and every one of them. I speak a prophetic word over this group. We release them. Gemeente, ons release hulle. Ek wil julle met julle hande uitsteek na hulle toe. Ek wil julle moet simbolies sê, we release you. Sê dit, spreek dit, we release you. Ons wil julle hier hê, maar julle het baie meer om te doen daar buite. Jong mense, jong families het nodig om te hoor wat God deur julle doen. They need to experience the sound of the intimacy of the Lord. En ek wil vanoggend vir julle dankie sê vir dit. Ons release julle vandag in Jesus naam. Kom ons gee vir hulle hand, amen. Sure. Het hulle julle gebless? Julle kan maar net daar sit. Sit net daar. Enjoy. Jy kan maar uit jou kas uitklim as jy wil, of jy kan net daar sit. Ekskuus, jy het 'n family, jy kan na jou family toe gaan, of jy kan hier sit. Maar julle kan net daar sit. Hou net aan speel asseblief. « 25 minute. 10:10. Is dit nie lekker in die huis van die Here nie, nee? Net sy teenwoordigheid te beleef, te ervaar. Wat sal ons doen as ons nie dit het nie? Ek en my vrou praat so in die week en ek sê vir haar, eerlik, maak ons 'n verskil.
Maak ons 'n verskil. Ek praat nie van ons nie, ek praat van kerk. Does church really make a difference? Ek het al baie keer gevra, do we make a difference? Dis sê vir my, die skrif sê, this is important. En dis al wat nodig is om te weet. Ek weet kerk is nie altyd lekker nie. Mense maak jou seer. Mense is mense. Ja, ek praat van julle en van my. Moenie sê ander mense nie, dis jy en ek, selfs ek. Ek maak mense seer. But that's why we need this. That's why we need this. Amen. That's why we need this. That's why we need you. Dylan, is lekker having you here. Nog 'n soutie. Amen. Dit is vakansietyd en ek besef dis as ons praat van vakansie, is dit nie altyd vir almal 'n goeie tyd nie. Laas jaar hierdie tyd was dit vir ons seker van die moeilikste tye wat ons beleef het. My ma het seker gemaak ons sal haar altyd onthou. Ons verneem ook van ander mense wat verlies gehad het in hierdie tydperk. Maar miskien sit jy vanoggend en ons praat van vakansie en dit is kersbome en dit is eintlik 'n lekker tyd. Ek onthou dit, ek hou van hierdie tyd. Dit is vir my, is asof it brings back childhood memories. Dit maak alles half beter, né? So ek is sensitief vanoggend wanneer ek daaroor gesels. Baie mense is vanoggend op verlof. Baie mense wat in hierdie banke sit is miskien vanoggend op die strand, op die pad met 'n wyntjie en 'n trailer, opgewonde. Maar die realiteit is, of jy by die huis bly en of van julle nou nog werk, François. Troy, if some of you are on holiday and obviously you're not yet. There are 3 fundamentals that makes us Christian. En dit maak nie saak in watter seisoen in ons lewe ons is nie. Sonder daai 3 goed kan ons onsself nie 'n kind van die Here noem nie. En die realiteit is dan die deur is soms wanneer ons voel ons verdien rus. Want ons as mense is, wat is die regte woord, Lynn? Wanneer ons sê ons is dit is ons reg, dit kom ons toe. Dit is entitled. Is dit nie so nie, we are entitled. Even Christians are entitled. We are. We feel entitled to our time because we serve God. We feel entitled because we have been faithful, because we are people of faith. We feel entitled to things in our life because we have faith. Dis maar moeilik om 'n mens te wees. Dis nie maklik nie. Né? Dit voel net baie keer of jy nooit vooruit gaan nie. Ek sê gister vir my vrou, dit voel soms of ek net nie reg kom nie. Het jy al so gevoel? Ek het dit gesê. Ek sê nou vir julle, hierdie pastoor sê baie keer vir homself en voel baie keer, ek kom net nie reg nie. Because we are entitled. Ons verstaan al deur die Here werk nie. En dan wanneer jy voel ek is moeg, ek is klaar, ek sluit af. Dis nou my tyd. Ek sal volgende jaar weer worry oor die Here. Ek het gedoen wat ek moet. Ek was by hierdie gemeente betrokke. Ek het myself gegee, ek het gedien, ek het geserve, ek het gefight, ek het kwaad geword, ek het teruggekom, ek het weggegaan, maar dis nou tyd om te rus. En dan soms, en ek sê dit, baie keer wanneer ons so voel, is daar fundamentele goed in ons lewe wat ons ook bære vir die vakansie. En daai 3 goeders, jy kan vir my opsit asseblief, Michaela, as jy daar is hy. Daai 3 goed is 3 eenvoudige goed. 3 dinge wat skade ly gewoonlik wanneer ons voel ons het nou ons tyd af. Is ons gebedstyd, Bybeltyd en ons aanbiddingstyd. En hoekom sê ek hierdie 3 dinge? Been there, done that, got the t-shirt. Nou kan julle sê amen. So ek weet as die pastoor dit doen, dan weet ek julle doen dit ook. Sê net gou vir jou buurman, die Here gaan vanoggend met my praat. Ek het al in my lewe gevoel, Here, ek is getrou, ek probeer
'n leier wees. Ek val, ek maak droog, ek vra verskoning, ek lê voor U, ek bid, ek vas, ek doen wat ek moet doen. Sometimes we do what we just have to do, né? Ek was getrou. Ek is nou klaar. My batterye is pap, my wiele val af, I'm done. Ek wil nie, Oom Charles, ek gaan hierdie gebruik, ek het baie liefde vir jou, maar ek is seker daarvan, jy sal nie omgee as ek dit sê nie. Ek en Oom Charles het al gepraat en sê, ek wil nie Bybel lees nie. En vir hom om dit te sê, ek wil nie bid nie, ek weet nie wat om te bid nie, ek's klaar. Het jy al so gevoel? Nou, ons is 2 pastore. En veral na 'n lang jaar, en ek weet dis mense wat uitdagings gehad het, en nog steeds het, miskien voel jy net, hierdie hele ding werk nie vir my. If serving Jesus was easy, dan sou hierdie plek vol gesit het, elke dag. Maar dit is nie maklik nie, Jolandi, dit is nie. Dit is die realiteit, it's not easy serving the Lord. Want selfs in jou moeilikste tye, verwag God ten minste hierdie 3 dinge. Nou daar's 'n klomp dinge wat fundamenteel is vir jou Christelike lewe, maar die 3 dinge kan ek en jy nie sonder nie. Chardonnay, jy kan nie sonder dit nie. You cannot call yourself a child of God without these 3 things, Alan. It's prayer, it's reading the Word of God, and worshiping the Lord. And worshiping the Lord is not coming on a Sunday morning for 30 minutes and having an awesome band bringing us into the presence of God. Worship is a lifestyle. It's who you are. True worship is when you worship God in the most difficult times, in the darkest spaces of your life. No offense, but this is not worship. This is but the tip of the iceberg. En dis moeilik om God te aanbid wanneer dit in donker tye is, en dis moeilik om God te aanbid wanneer jy voel ek is geregtig, ek is klaar, ek moet nou rus. En ek sê hierdie dinge want gewoonlik wanneer mense beplan op jou vakansie, Dion, die professionele vakansieganger is vanoggend in die huis, halleluja. Ons het so 'n bietjie van jou geskinder laasweek. Daar is beplanning. Seker maak jou wiele is reg, jou kar is gediens. Voordat jy weggaan is jou kar eers gewas, was genoeg diesel in, vrou pak die kos, maak seker die klere is reg, daar's beplanning. En as jy ver ry, maak jy seker en jy ry in 'n konvooi, is daar 2 wegradios en 'n padkaart. So ons doen al ons beplanning om op rus te gaan, maar soms vergeet ons, en ons versuim om te beplan, om seker te maak dat ek geestelik sterk is in hierdie tyd. Want dan kom Januarie, jy het afgevat, en you start all over again, you start at 0. Ek het al geestelike reëse in my lewe gesien, ek het gedink hierdie ouens is geestelike reëse. Dis daai ouens wat val. Laasweek het ons gepraat oor jou gebedstyd. Terwyl jy beplan op jou vakansie, en Josef en Caroline, ek is baie jaloers. Die Bybel sê, mag jy jaloers nie, Here, ek kan dit help. I'm jealous. Hulle gaan Israel toe, vlieg donderdag. Maar terwyl hulle al die beplanning doen, moet jy beplan. Jy weet hoe die tyd gewees, beplan gebedstyd. Maak tyd, koop die tyd uit. Skryf dit in jou dagboek, sit dit op jou foon. Word vroeg wakker of maak tyd in die aand. You have to plan time with God. En ek het gesê, Watchman Nee het geskryf laasweek, hy sê, prayer is not what you do, it is who you become. En so vanoggend praat ons oor Bybeltyd. Wie hou van lees hier binne? Of wie hou nie van lees nie? Wees eerlik manne, kom. Bybeltyd. Ek wou nie sê die woord van die Here nie, want dit is 'n lingo wat ons gebruik, die Bybel. Ek wil jou bemoedig om hierdie vakansietyd die Bybel te lees elke dag. Dankie vir dit. Because you need God to speak to you. You need to hear the voice of God. 'n Paar interessante goed gaan oor die Bybel.
Jy kan die volgende slide vir my opsit, Michaela. Die Bybel is geskryf deur 40 outeurs, nie een nie. Jy weet gewoonlik as jy op vakansie gaan, wat ons altyd gedoen het, is voordat ons weggaan op vakansie, gaan ons na koemboeke of exclusive boeke en ons koop vir elkeen 'n boek. Ons like dit om te lees in die vakansie. Partykeer tot 2 boeke, lees ek tot 2 boeke. En vir dit is 'n wonderwerk. En dan lees jy van 'n outeur en jy wil hierdie 'n boek lees maar die Bybel is geskryf deur 40 outeurs, profete, priesters, konings, apostels, disippels oor 'n tydperk van 1500 jaar. So hierdie 40 ouens wat hierdie boek geskryf het, die meerderheid van dit mekaar nie eers geken nie. Maar tog is daar een goue draad in hierdie Bybel. Oor 3 kontinente. Hierdie Bybel is die mees vertaalde boek ooit in die wêreld. Oor 1600. Nuwe Testament en vol Bybels 3000, oor die 3000 tale. It is the most read book of all time. It is the best seller of all time. Daar is geen ander boek wat meer kopieë verkoop nie. Daar is geen ander boek wat mense meer lees nie. Hierdie boek het al oor die 7 biljoen kopieë. 7 biljoen. En naast die Bybel is dit die Koran met 800 miljoen. So the word of God is all across the world. Daar is omtrent nog 1.5 biljoen mense wat nie die Bybel in hulle eie taal het nie. Hierdie Bybel wat deur 40 verskillende skrywers geskryf het, oor 3 kontinente, in 'n tydperk van 1500 jaar, het bykans 64,000 kruisverwysings. Dis 'n wonderwerk. Deur mense wat mekaar nooit geken het nie. Sit vir my die volgende op asseblief, Michaela. Hier is die Bybel. Van Genesis tot Openbaring 22. Psalm, hierdie lang lyntjie hier is Psalm 119, dit is die langste boek in die Bybel. Genesis 1 begin hier en al hierdie wit streepies hier is al die boeke van die Bybel. Kyk al die kruisverwysings. Genesis tot Openbaring, Openbaring tot Psalm, Genesis tot Spreuke en Matteus. Where the Spirit of God was saying, that's what I said there. Dit is wat ek bedoel. Die Bybel is een woord van God. Is dit nie amazing nie? Bykans 64,000 kruisverwysings. Oor 40 outeurs, 1500 jaar en die mense het mekaar nie geken nie. It's the word of God over time. Gaan van die volgende ene. Kyk na die kruisverwysings van die Koran. Net vir interessantheid. Kruisverwysings is, it's proof that the Bible is the word of God. En as ek vandag sê die Koran is seker die grootste teenstander van Christendom vandag. But look at the lie that people are believing. Die Bybel. Daar is waarskynlik een Bybel in elke huis vandag in Suid-Afrika. Michaela, kan jy vir my daai video speel, is hy reg? Kyk gou hierso, na die volgende video. Give me Jesus, give me
Ekskuus, dis net die beste video wat daar is, om julle kon uitmaak wat dit is. Hou aan speel asseblief. In kommunistiese lande word hulle vandag vervolg net om 'n Bybel te hê. Die meerderheid van Christene in kommunistiese lande hou kerk, ervaar Jesus sonder om 'n Bybel te besit. That's the power of God. Vanoggend ook vir Josef en Caroline dankie sê dat julle 'n klomp nuwe Bybels vir ons geskenk het laas week. Daar is kerke vandag, Christene, families soos ek en jy, wat ondergrond kerk moet hou, wat hulle lewe opoffer elke keer wanneer hulle by mekaar kom, wat enige iets sal gee om 'n Bybel in die hand te hê. As jy daai video gaan kyk, dan huil hulle oor daai Bybel. This is what I needed. This is all we needed. Nie geld nie, nie rykdom nie, nie sukses nie, nie 'n kerk se ligte en mooi klere nie. All we needed was the word of God in our hands. Oh, maar hier by ons is onvergenoegd. Daar's waarskynlik 'n Bybel in elke huis. Jy stap in 'n winkel en jy kry hom in allerlei klere. Grootes, fonts, prentjies kan jy inkleer, niks, wat ook al. Hou jy van rosies of hou jy van 'n mooi harde band, leer, two-tone leer, 'n mooi sak. Ons kan kies. Ons betaal die duurste hoeveelheid geld vir dit, duisende rande, to have the word of God. En dat beteken hy niks as hy nie in jou hande is nie. Hierdie Bybel beteken niks, hy beteken niks, hy's kragteloos as jy hom nie lees nie. Hy's kragteloos as jy nie jou gesig in hom kry en somtyds bid en huil in hom nie. Ek wil julle gou iets lees wat 'n Afrika pastoor skryf. Emeka James skryf hier volgende, hy sê, what Satan wants to do by 2030 is that there will be nothing like a Bible anymore. If you know the power a Bible carries when in the hand of a believer, you won't joke with it. And Satan wants to take it away from the church. Many pastors no longer preach from their Bible. They preach from self-help books, 10-point plans, motivational books, prosperity books. They preach from their phones and from their iPads. Many Christians are ashamed of carrying their Bible to church. And you know what? Satan is happy about it. Now let this truth sink in. When going to church, carry your Bible and be proud of it. It is the sword. Don't hide it. It is your sword. Sjoe, ek moet self vanoggend voor die Here bely. Is jou Bybeltyd gedurende feestyd op vakansie? Ek wil julle saam met my lees Johannes 1 vers 1. Kom ons hoor wat sê die woord van die Here. Hy sê, en in die begin was die woord daar. En die woord was by God. En hoor wat skryf, hy sê, en die woord was self God. Die woord is self God. Hoeveel van ons kom op 'n plek waar ons sê, Here, praat met my. Ek wil die stem hoor. Ek kan nie help om te dink nie. Ek sê partykeer vir Here, Here, U het met Biljam gepraat deur 'n donkie. U het aan Paulus verskyn op die pad na Damaskus toe terwyl hy gesondig het. Here, U het aan Moses verskyn in 'n brandende bos. Aan Abraham terwyl hy besig was om 'n offer te maak. Hulle kon die stem hoor. Here, Moses het gesê, sit my in 'n rots en kom, wat die heerlikheid verby my kom. En dan sê ons, Here, ek wil U sien, ek wil U hoor. Here, ek hoor U nie. U is stil, praat met my. Hoeveel van julle bid en sê, Here, praat met my? Hoeveel van julle soek God se stem? Maar wanneer ons God nie, when we don't see God visibly, when we don't hear Him in an audible voice, we want to believe that God does not speak. Ek wil vandag vir julle sê, God praat met die wêreld, want daar is 7 biljoen kopieë van die woord van God, die woord wat self God is in die hele wêreld.
His word is among the people, but we don't listen, we cannot hear. Hoekom? Eenvoudig omdat die Bybel, as hy toe is, kragteloos is. Ek kan in 'n verhouding wees met my vrou, maar as sy nie een woord met my praat nie, there's no communication. We will not understand one another. En dis wat ons doen met die Here. Ons wil allerlei gimmicks en nuwe goed gebruik, die woord van die Here. We want to be topped up by having one scripture a day. Kan jy dink jy en jou vrou praat net een sin 'n dag? Partykeer moet ons praat, diep praat. Partykeer moet ons lag. Partykeer moet ons grappies maak. Partykeer moet ons op die tafel sit en gesels oor die lewe. Partykeer moet ons huil en veg. En oor goed praat wat nie maklik is nie. That's communication. That's the word of God. Partykeer het jy nodig om saam met God te lag. Partykeer het jy nodig om goed te verstaan. Partykeer moet jy huil en kwaad wees vir die Here en sê ek verstaan nie. That is relationship. That is the word of God. Dit is wanneer God sê en die woord was self God. Julle het vir ons die Bybels afgeleen, julle het vir ons God in 'n boks gebring. So that people can encounter God himself. Die Bybel is nie godsdiens en liturgie in die kerk nie, maar dis wat ons dit gemaak het. Bring jou Bybel kerk toe op 'n Sondag. So nou trek jy aan en jy vat vir Jesus kerk toe. En dan as jy klaar is met kerk, sit jy hom op jou bedkassie en wag tot volgende Sondag, want jy vat jou Bybel kerk toe. Nee. Die woord van God moet in jou lewe. Dag en nag. Bepeins dit, beproef dit. Vra. Wonder daaroor. Ons koop boeke ten duurste wat duisende bladsye het. Sulke dik boeke. En ons verorber dit oor magic en witches en allerhande Harry Potter en adventure. Nou hoor jy so, ek is nie hier om jou vingers te tik nie. Al wat ek sê is, if you need God, he's there. En alles van hom is in die woord van die Here. It is adventure, it is a love story. Dit is hartseer, dit is wetenskap, dit is alles. Die woord van die Here, en ek wil vir jou vandag sê, vakansie is waarskynlik die beste tyd vir jou om die woord van die Here te lees. Sit back, throw your feet up. Ek hou daarvan om biografieë te lees. Hitler, Stalin, Kofi Annan, en dan wie was die vorige pope? Al hierdie ouens wat niks ewigheidswaarde tot my lewe toevoeg nie. Niks. Een jaar het ek die hele storie gelees van Barack Obama, en ek het gedink, yes, this is the man. Wow, what a champ. As ek 'n bietjie langer in die son is, gaan ek so 'n bietjie half swart wees. But a man that has no eternal value cannot change my life. Hy is die woord, is self God. En ek hou daarvan as ons verwys in die kerk, die woord, it's God. Jy het nodig dat God met jou gesels, jy het nodig vir rigting. Jy het nodig om aan tafel met hom te sit. Jy het nodig dat God net langs jou sit. Die feestyd, op jou stoep, rustig, waar ook al jy is. Hy is hier. En hy is hier. God is found in the pages of this book. He's found everywhere. Die skrif gaan aan, wanneer ons praat oor gebed, as ons dink aan die drie goed waar ons wil werk, gebed en Bybeltyd. Dis altyd wonderlik, want ons praat met die Here in gebed. Gewoonlik bring ons lys, gewoonlik spil ons die beans, ons praat net, hoe sê hulle, motormouth, you just speak to God, but you never take the time to listen. Jy gebruik nooit die tyd om te luister nie, né? En daarom wanneer jy bid, vat jou Bybel saam, dat wanneer jy bid, God met jou kan praat deur die woord. Hoor gou wat sê Charles Spurgeon. Next one. When asked what is more important, praying or reading the Bible, I ask, what is more important, breathing in
or breathing out. Ek wil vir jou sê, daar's 'n goeie beginpunt om te begin bid. Pray the word of God. Bid die woord van die Here. En wanneer jy die Bybel begin lees, gaan jy 'n gebedslewe hê, because God's going to start speaking to you. Ek wil vandag vir jou sê, as jy sukkel om te bid, lees die Bybel. En as jy bid en soek 'n antwoord, lees die Bybel. En as jy begin om die Bybel te lees, wat gaan gebeur? Jy gaan begin bid. You're going to become a prayer warrior. So wanneer mense nie bid nie, wanneer mense nie die woord van die Here lees nie, dan weet jy, as hulle nie bid nie, hulle lees nie die Bybel nie. As hulle nie die Bybel lees, kan hulle nie bid nie. And we cannot call ourselves children of God without those two things. Laat dit old school klink. Laat dit klink soos ou skool. Daar is nie iets anders nie. Hoe sê ek vir julle, daar is net een gospel. Daar is net een Paul en dis die gospel, Jesus Christus. And it will be found in the pages of the Bible and reading and praying. Daar is niks anders nie. Jy kan nie vir jou volgens sê, ek is 'n man van die Here, ek is 'n kind van die Here, as jy daai twee goed nie kan doen nie. Koop die tyd uit. Kry jouself gedissiplineerd. And when you start finding God in these pages, it won't be work. Dit sal nie werk wees nie. Lees die Bybel tot hy vir jou sin maak. Lees die Bybel tot God met jou praat. Lees die Bybel tot dit nie meer werk is nie. Die vir julle wat nie hou van lees nie, laat jou vrou hom vir jou lees. Of sit 'n type in die, dan sê ek 'n type. Type. Ja, want is al ek sien ou toppies soos wat sê hulle hou nie van lees nie. Sit 'n type in die radio. Kry hom online. Luister na dit. Just get the word in. Hoor wat sê 2 Timoteus 3 vers 16. Volgende ene. Die hele skrif is deur God geïnspireer. Is dit nie 'n mooi woord nie? Mooi Afrikaans. En het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, hoor hierso, verkeerdhede reg te stel. Ons hardloop altyd na selfhelpboeke of hierdie ou se opinie. Meer as ooit na ons eie opinie toe, né? Om goeders reg te stel. Want die Bybel sê, okay, die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel. En dan hoor wat sê hy, en 'n regte lewenswyse te kweet. Here, ek sukkel. Here, ek kom nie reg nie. Here, ek het nog sonde in my lewe. I just can't get it right. God sê, lees die woord. Ek wil jou help. Ek wil jou help om 'n regte heilige lewenswyse te kweek. Ek wil vandag vir jou sê, wanneer mense Christene sien wat dit nie reg kry nie, they're not reading the word of God. Wanneer daar verkeerdhede is in Christene se lewe wat net nie, waar daar nie vergifnis is nie, voortgaan nie, dan is dit mense wat nie die woord lees nie. They're not sitting and spending time with God. Ek hou van hierdie woord geïnspireer. Want in sekere Afrikaanse tale beteken die woord om asem in te blaas. Die woord geïnspireer beteken om asem in te blaas. Nou daar's iets baie powerful. Genesis 2 vers 7, hoor wat sê die woord van die Here. Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde, en hoor wat sê hy, en lewensasem in sy neus geblaas. Sodat 'n mens 'n lewende wese kan word. My pa was nie vanoggend in die huis by The Hub. It's nogal amazing dat hulle serve by die Hub. Daai ou toppie, ek so trots op hom. Maar God blaas in ons sodat ons 'n lewende wese kan word. Weet jy hoeveel mense lewe fisies elke dag, maar hulle is binne dood? Miskien sit jy vanoggend hier. Jou hart klop, jy het suurstof in jou longe, maar jy lewe nie. Mense is fisies lewe, maar daar is nie lewe binne hulle nie. En dan sê God, luister hier, ek wil asem in jou inblaas sodat jy kan lewe. As jy vanoggend leeg voel, leweloos, get back to the word of God, want dit is deur God geïnspireer. Hy wil in jou inblaas. Hy wil lewe in jou inbring.
Daar's 'n skrif, ek het dit nie by my, en hy sê, die waarheid sal jou vrymaak van wonder en onsekerheid, né? Wanneer jy die skrif lees, wat gebeur? Is God gee vir jou leiding, hy gee vir jou antwoorde, hy plant 'n saadjie. En ewe skielik wanneer daar 'n saadjie is en jy begin anders te dink oor 'n situasie, wat gebeur? Jou gemoed verander. Was jy al ooit op 'n plek waar jy gedink het, ek verstaan nie, ek is in die donker, I overthink things, ek maak goed in my eie kop op, totdat jy begin besef hoe waarheid en rigting daai swaarheid, daai wêreld van jou skouers af begin haal. En jy begin anders dan na 'n situasie dink. Dit bring vir jou vrede. En dis wat God sê. God sê, luister hier, die woord is deur God geïnspireer. Die woord is deur God geïnspireer. Hy wil in jou inblaas. Wat wil hy in jou inblaas? Lewe. Lewe. Die realiteit is daar is soveel, and it's called the Ruach, the breath of God is called the Ruach. Daar is soveel kinders van die Here, of mense wat in kerke sit vandag, wat, daar's nie 'n beter woord, wat dood voel. Maar God sê, die woord, die Bybel is geïnspireer deur God, geïnspireer deur die Heilige Gees. When you open it, and when you read it, en wanneer jy dit inneem, wat doen God? God blaas op jou. Hy blaas lewe oor jou, lewe oor 'n omstandigheid. En wat gebeur? Ewe skielik begin jy lewe voel oor dit. Jy kom uit die donker uit, daar is lig. It's not a once off, it's not a drive-through, want God soek verhouding. God gaan vir jou 'n bietjie gee, hy wil hê jy moet hom vertrou, en dan wil hy jy moet môre weer kom, en weer, hy wil hê jy moet engage, dan gaan daar wees van hy sê, maar nee, I didn't sign up for this, ek het myself gegee, dinge gaan nie my weg nie, Here, ek was nie deurbraak nie, dan val jy op jou knie en jy bid, you become prayer, soos Watchman Nee sê, en dan kom God, en hy blaas op jou, hy tel jou op, soos in die fliek, The Prince of Egypt, toe Moses so by die brandende bos staan, en hy sê, maar Here, ek kan nie, en die Here sê vir hom, hy tel hom so op, en hy tel jou op, en hy sê, luister, ek is hier, vertrou my. As jy nie die Bybel lees, die gaan jy nooit die God kan vertrou nie, want in dit, los God seker goed om te sê, vertrou my, ek het 'n plan, en dan wat gebeur is, daar is 'n saadjie in jou hart, wat jy sê, okay, ek gaan anders te dink hier omtrent, ek gaan God vertrou, I'm going to trust God, and trusting God is every day, every situation. Ek lees vanoggend iets, elke oggend wanneer jy wakker word, begin jy nuut om God te vertrou. Die woord van God bring lewe. En kom ek sê vir jou, in hierdie vakansietydperk, jy kan op vakansie gaan, jy kan rus, maar dit gaan nie lewe bring nie. Baie mense sê, gaan rus, en dan kom jy die nuwe jaar in, en jy is weer vol lewe. Nee, sometimes it's just you can rest, but without having life. Dan kom jy terug in Januarie, en al jou probleme, is soos hierdie muur voor jou, slaat jou soos 'n ambeeld, slaat jou soos 'n gut punch, boom. Hier in die, hoe sê hulle, the gut, in your gut. Ek gaan verder om te sê, my laaste skrifgedeelte, Psalm 119, U woord. Wat sê die woord? God. Die woord was self God. So wat hy sê, God, U is die lamp, wat my die weg wys, die lig op my pad. Ry enige van julle in die nag sonder julle ligte? Nee? Niemand nie. Is daar enig iemand? Is daar enige van julle wat stoute ouens? Want as jy in 'n donker plek is, dan sit jy jou ligte af vir 'n ruk, te kyk hoe ver kan jy ry? Oom Willem? Ja, exactly, ek watch jou. Waar is die jong ouens hierso? Ja? Jy het nog nooit gedoen nie. Ag nee, jy het nie gelewe nie. En jy? Ek het dit gedoen, baie. Jy ry so, en as dit donker is, dan sê, okay, sit jou ligte af vir so rukkie. Kyk hoe ver kan jy ry. Ry, en jy hou dit vas, en sit jy die ligte aan, as jy so amper op die kant. Nee. Ons doen nie dit nie. Nee? Wanneer ons in ons karre klim in die nag, jy sit jou ligte aan, want jy wil sien waar jy ry.
Maar ons doen dit met die woord van die Here, ons doen dit met ons geestelike lewe. Let's switch it off, ek's op vakansie. Yes, dan ry jy hou vakansie, jy swem, jy rus, jy face al jou probleme, jy hou vas aan, en as jy jou ligte eintlik aansit, is jy deur in die boondoes, is jy heeltemal op 'n ander planeet, 'n ander provinsie, let alone 'n pad waarop jy was. Ja, jy bid, Here, hou my tog op die pad, maar dan sit jy jou ligte af. Boom, waar gaan jy? Jy's nie op die pad huis toe nie, jy's in 'n ander provinsie. Jy's in Lesotho. Berge en dale, dis daar waar daar potholes is. Jy gaan net aan. Jy slat potholes, jou wiele val af, jou bande breek, maar jy gaan aan, want jy rus nou. Kom Januarie sal ek weer die Bybel lees. Nee, die skrif sê, U woord, U God, is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. U is die lig op my pad, die is die lig op my pad. Ek onthou so 'n paar jare terug, toe koop ek vir my so plat Audi, met 2 deure. My vrou was baie kwaad vir my, maar jy weet, hy het sulke, dit was 'n snazzy kar, ek was vintage. En my vrou sê, maar hoe koop jy 'n kar met 2 deure, ons het 2 kinders, so sê ek, maar ons kinders is klein, hulle kan net nie daai 2 klein, as hulle groter is. En ek ry toe na daai kar, en ek wil doen wat ek wil doen. En ek besef, ek het rigting nodig. Ek besef, ek moet doen wat reg is. Ek wil volgende vir jou sê, in hierdie vakansietydperk, koop die tyd uit in die woord van die Here. Want dit is jou manual. En toe ek daai plat Audi so ry, gedink is die coolste kar. Dit was niet gewees. 'n Paar maande daarna, toe sien ek daar gaan 'n elektroniese liggie aan. En raai wat haal ek toe uit die paneelkussie uit? Vinnig. Jesus, ek gaan deur daai manual. En daai manual sê vir my, as hierdie lig aangaan, moet jy daar na die verkoopsdealers toe gaan. Jy moet gaan. En ek het alles op sy gesit om seker te maak hierdie kar vir my is sharp. Maar in ons lewe gaan die ligte aan. Die olielig gaan aan. Die lig, die wiele is nie net pap nie, hulle is af. Die engine sukkel. Die petrolliggie is aan. Maar jy hou vakansie. Jy wag vir die 7de Januarie wanneer jy terug is. En wat gebeur? Daai hele kar, maak nie saak hoe fancy hy is nie. Val in mekaar, 6 love. Maak nie saak wat sy name brand, of maak nie saak wat sy logo hy het nie, hy gaan homself nie revive nie. En dit is soos ons soms is. Gedurende hierdie feestyd, bid. Nie laat gebed iets wees wat jy doen nie, become prayer. En mag God in hierdie tydperk, wat ook al jy deur is, wat ook al jare jy gehad het, wat God met jou gesels, laat hy die lig op jou pad wees, sodat jy hierdie Desember tyd saam met jou familie vrede kan hê, oor dit wat jy beleef het en deur is, en dit wat kom in die nuwe jaar. Kom ons maak seker daai goed, lei nie skade hierdie jaar nie. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons vanoggend na u woord kan luister en kon aanbid. Dankie vir die voorreg wat ons het om so saam met mekaar te kan wees, mekaar se teenwoordigheid kan geniet, te kan fellowship in u teenwoordigheid. Dankie vir die gemeente. Ek bid vir elkeen vanoggend, Here. Here, help ons dat hierdie goed nie reëls word nie, maar dat dit iets in ons lewe losmaak wat ons nodig het. Gebed, intimiteit saam met die Here, tyd saam met die Here, ons harte kan deel.
Make us people of prayer. En ek wil bid, Here, dat in hierdie feestyd, terwyl ander mense rus en terwyl daar soveel goed gebeur, maar terwyl baie van ons nog soveel goed in ons harte het, wil ek bid, ons bring dit voor U in gebed. Here, mag hierdie feesgety 'n tyd wees waar dit 'n omkeerpunt in ons lewe is wanneer dit kom by gebed in ons lewens. If there's one thing, Lord, I want to be, it is a man of prayer. Maak families en gesinne wat bid. Dat hulle saam bid. Laat die mans en die priesters elke dag wakker word en sê, ek gaan saam met my vrou en saam met my kinders bid. Ek gaan vir hulle bid. Here, in hierdie tyd help ons om as families saam die woord te lees. Geïnspireer deur U, blaas lewe in ons omstandighede. U self is die woord, help ons om kwaliteit tyd saam met U te spandeer, U te soek. Geef vir ons antwoorde, rigting en lig op ons pad. Maak die Bybel opnuut oop vir ons, Here. Mag ons U ontdek. Mag ons 'n liefde hê vir U woord. Mag ons hom naby ons hart hou. En Here, volgende week wanneer ons praat oor aanbidding, mag dit ons net verder vat in 'n verhouding met U. Here, elkeen wat in hierdie volgende komende week met verlof gaan of gaan reis, ek bid die seën van die Here oor hulle, Here. Mag hulle U tasbare teenwoordigheid en nabyheid ervaar. Here, vir elkeen wat by die huis gaan wees en reeds op verlof is, ek bid vir elke familie, elke gesin, mag daar vrede vandag in huisgesinne wees. Ek wil bid, Here, dat die mans deur die woord van die Here weer Jesus in die huis sal inbring. Dat ons hierdie tydperk alles sal maak oor Jesus. Ons het U lief, Here. Dankie vir die gemeente. Almal wat aanlyn kyk, bid ons ook voor, Here. Ons gee al die lof en die eer vir oggend. Ons het U lief. In Jesus naam. Amen en amen. Dankie dat U vanoggend hier was. Dit is 10:30, ek het goed gedoen. Mag julle 'n geseënde dag hê. Ons kyk uit vir julle volgende Sondag. Onthou Kersoggend 9:00, Nuwe jaar, Oujaarsaand 6:00, gaan 'n besonderse diens wees. Nooi iemand saam. Ons gaan ook nagmaal bedien. En mag julle 'n geseënde feestyd hê, mag julle 'n geseënde naweek hê. Die van julle wat werk, wees geseënd en geniet die res van julle Sondag. Dankie dat julle hier was. Mag die Here julle seën. Dan sal julle kan maar uitstap terwyl ons sing. Jy hoef nie te bly nie, maar as julle wil kan julle maar. Kom net lekker afsluit. You've been good for all my life, and nothing could ever change my mind. You never break a promise, you're constant in all you do. Yours is the way, the truth, the life that I will choose.